Almal ervaar daagliks krisisse. Ek het gevoel of ek in hierdie gat is. Party klein, party groot. Ek het net kwaad gewees vir die lewe en onvergifnis in my hart gedra. Soms veroorsaak dit 'n groot lewensomwenteling wat jou in 'n ander koers stuur. En dan moet jy jouself afvra, waar gaan ek my krag kry? En die Here het my daar gaan uithaal. Daar's altyd hoop. As jy net jou hart sal oopmaak. En dink jy loop stap alleen die pad, maar dan as jy terugkyk daai storie van die voetspore op die strand, dan kan ek sien die Here het my daar gedra. Ek word wakker na 'n koma in Tygerberg Hospitaal. Maar wat ek sien langs my is, aan my regterkant sien ek 'n man met die mooiste blou oë maar ek weet nie wie dit is nie. En aan my linkerkant is daar 'n man met 'n wit jas. En ek weet ook nie wie dit is nie. So die man met die blou oë kyk vir my en hy sê vir my, "Hallo, weet jy wie ek is?" Met so 'n verwagting in sy gesig en ek sê, "Nee, ek weet nie." Die man met die wit jas sê vir my, "Weet jy wie ek is?" Nee. Toe vra die man in die wit jas vir my, "Wat weet jy?" En na so rukkie sê ek vir hom, "My kind is dood." Dis al wat ek geweet het. Ons het 'n baba verwag en was baie opgewonde daaroor. Was 'n dogtertjie gewees. En hier teen omtrent 39 weke, 38 weke, was ek baie opgeswel gewees en ek gaan toe na die ginekoloog toe en hy sê vir my, maar jy lyk baie groot. Hy sê toe vir my dat die baba lyk of sy nie reg ontwikkel het nie. Haar longetjies het nie ontwikkel nie. Hy stuur my toe dieselfde aand na 'n dokter toe wat spesialiseer in afwykings. Die dokter vra toe vir my man of hy moet 'n vorm teken, want sy wil 'n kordosintese doen. Dit is wanneer die dokter bloed trek uit die naaldstring uit. So sy het dit toe gedoen en nadat sy nou 'n bietjie die ontledings gedoen het, toe sê sy maar die kleintjie ly aan Pina-Chaukeer syndroom. Sy het 'n waterhoofie gehad, haar heupies het nie ontwikkel nie, haar longetjies het nie ontwikkel nie, maar sy het nog geskop want sy het van my suurstof geleef. Die ander ding wat vir my baie erg was die dokter wat vir ons gesê het, ons moet besluit wanneer ons wil termineer die swangerskap. En ek het daar uitgestap en gedink, daar in my wildste drome, sal ek nooit dit gedink het nie, maar ek sal ook nie 'n besluit neem nie. Ek sal laat die natuur sy gang gaan, want ek sal nie kan sê, okay, vandag beëindig ons die swangerskap. Ek kon dit net nie doen nie terwyl sy nog geskop het en ek kan nog gevoel het nie. Dit het wreed gevoel. 'n Kindjie wat nie eintlik gaan lewe nie, werk nie so lekker saam met die geboorteproses nie. So dit is 'n moeilike proses, dis 'n proses waar die epiduraal nie gewerk het nie. So dit was 'n normale geboorte. Hy sit daar toe op my maag neer en ek het vir haar gelê en kyk en sy het voor my gesterf. Ek het letterlik gesien hoe sy voor my sterf. En ek is toe na huis toe, maar my nek was verskriklik seer. My kop was verskriklik seer. Kon nie my nek lekker reg ophou nie. 2 dae na die geboorte, die nag, toe het my man vir my kom soek, want ek het blykbaar uit die bed uit geklim, en toe kry hy my in die televisiekamer waar ek konvulsies gehad het, en waar ek die een na die ander epileptiese tipe aanval gekry het, en toe bel die ambulans en hulle is toe daar vandaan af Tygerberg toe. Dis waar ek in die koma toe beland het. Met die koma kom die dokters toe agter dat die dokter toe hy die epiduraal gedoen het, het hy gesê hy doen ook wat hulle noem 'n blood patch. So hy het bloed in my, daar waar hy die epiduraal die naald ingesteek het, het hy die bloed wat hy uitgetrek het weer teruggesit daarso. En daai vergiftigde bloed het teruggegaan op in my rug na my brein toe en dit het my brein vergiftig, of althans die membraan wat om my brein is. Hulle noem dit meningoencephalitis. So toe ek uit Tygerberg Hospitaal uitstap met die man met die mooi blou oë, het ek nie eintlik besef hoeveel werk vir my voor lê en watter heuwel ek sou moet klim om weer 'n stabiliteit te kan bereik. Ek moes dus daaglikse algemene goed wat vir ons almal soos asemhaal is vandag so maklik is. Jy gaan gou inkopies doen, jy ry gou af van winkel toe, waartoe ook al. Daai hele leerproses het omtrent 2 jaar gevat. Toe kom ons by die huis en hy sê vir my, my ma het die deur opgemaak en ek sê vir hom, wie is dit? Hy sê vir my, dis jou ma. Toe sê ek net, en sy het 'n dogtertjie by haar gehad, of 'n kind by haar gehad. Ek sê vir hom, en dit? Toe sê hy, dis ons oudste baba. Sy is 1 jaar en 8 maande oud en sy, haar naam is Michelle, en sy het
Sy is nog al die tyd hier. Toe sê ek, maar dis onmoontlik. Ons het nie kinders nie. My kind is dood. My verhouding met Michelle was in die begin vreemd. Sy het so iemand anders se dogtertjie gevoel. So dit is gevoel soos, wat moet ek met hierdie kleintjie maak? Maar die feit dat sy aan mekaar na my toe gekom het en gesê het, mama, en as sy huil kom soek sy troos by mama, het my laat voel, maar ek moet iets vir hierdie dogtertjie beteken. Net toe ek by die huis kom, het ek die Bybel daar sien lê en my man het my vertel van die dominee kom kuier en van God, en dis asof ek dit ergens in my agterkop geweet het van God, maar ek was baie kwaad gewees. Ek was verskriklik kwaad gewees, want ek het net gevoel, God maak nie foute nie. En weet jy, ek het my Bybel weer daar uit die kas uit gaan haal, waar ek hom gaan neergooi het, wat ek regtig gedoen het, en ek het dit opgetel en besef, maar ek het eintlik vir God nodig. As ek hierdeur wil kom, het ek vir God nodig. Ek het hier teen die 3de dag wat ek terug gaan werk toe, het my lynbestuurder vir haar bestuurder gesê, ek dink ons moet vir haar op disability sit. Maar jy moet ook onthou dat met geheueverlies, of in so 'n situasie, het ek geen konsentrasiespan gehad nie. En vandaar het ek en my man begin om elke liewe aand, dan hou hy skinkbord voor my oop, dan sit hy goed op die skinkbord, dan moet ek kyk wat ek sien, dan haal hy dit af, of hy vat dit weg, dan moet ek vir hom sê wat ek gesien het. My man het my die hele tyd hoop gebring. Hy was absoluut my rots gewees. Ek het geweet, as ek iets gaan doen, ek is veilig by hom. Ons het weer daarna nog 'n kind gehad. Die dokters het vir ons na Karika se geboorte gesê, ons sal nie weer kinders kan hê nie, want Pina-Schauker-syndroom herhaal homself met elke 4de kind, en ons was so bang daarvoor. 1994 is ons pragtige krulkopdogtertjie gebore, so het is ons baie gelukkig, toe het ons dan ons 2 dogters. 4 jaar gelede is my man en my ma en my skoonma in 7 maande se tyd oorlede. Ons het nêrens gesien, geweet, gedink dat my man gaan sterf nie. En hy het leukemia opgedoen en hy is oorlede van die leukemia. En hierdie anker van my, hierdie rots van my is nie meer daar nie. So dit was my ontsettend erg. Ek kan vir niemand beskryf hoe ek gevoel het nie. My lewe het werklik tot 'n stilstand gekom. My dogter het my gesê, mamma, ons moet vir jou iets kry wat purpose het, wat vir jou laat opstaan in die oggende. En ek het gaan dink, wie is ek? Hoe is ek opgevoed? Hoe wil ek wees? Hoe wil ek hê die wêreld moet my sien? En ek wil 'n voorbeeldige lewe lei. Ek wil 'n skoon lewe lei. Ek wil 'n godsdienstige lewe lei. En dit het my baie gehelp. Dit was my rigtingwysers en is nog steeds my rigtingwysers in die lewe. En natuurlik is God staan voor en hy stuur van hy rigtingwysers of van hy rigtingpyle.